Ek dink enige mens se grootste vrees is om in die nag ongemaklik deur vreemde mense wakker gemaak te word. Binne in jou eie huis, waar jy privaatheid veronderstel is om te hê. So wat gebeur voor dit? Wat is daar wat my kan waarsku dat ek aangeval kan word? Daar's 'n paar plekke waar jy aangeval kan word, soos byvoorbeeld in die dorp, langs die pad, wanneer jy terugkom van die dorp af by die huis, en dan binne in jou huis. Dan die meeste van my goed wat ek nou wil bespreek, is die goed wat in en om jou huis gebeur. Die vooraf tekens wat vir jou sê, hier's nou moeilikheid. Ok, die eerste ene is nou weg van die huis af. Dit geld vir boere. As jou werkers gaan dorp toe, jy ry later dorp toe, jy kry hulle langs die pad saam met vreemdes, en omdat jy die mense ken, gee jy hulle 'n geleentheid dorp toe. In 2000 toe ons 860 aanvalle per jaar gekry het hierdie tipe aanval waarvan ek nou praat 6 keer 'n jaar plaasgevind. Ons staan nou op 460, so dit behoort so teen 3 keer per jaar plaas te vind. Hulle klim agter op jou bakkie, ry saam met jou dorp toe, voor die dorp sê hulle, trek net hier af, die mense wil hier afklim, en wanneer jy afgetrek het, skiet hulle die boer deur die kop. En almal dink, hy sit daar en wag vir iemand, en vat hulle 2-3 dae voor hulle agterkom, maar die man is vermoor. So praat voor die tyd met jou werkers en sê, wanneer daar vreemde mense saam met jou loop, gaan ek julle nie oplaai nie, omdat hierdie goed gebeur. Ons weet na hierdie rampe met al die vloede en die boere se oeste wat van die bome afval en die mielies wat versuip en die hoë dieselpryse wat veroorsaak dat boere nie weer kan plant nie voordat salarisse opgaan nie. Verwag ons dat ons 'n redelike hongertyd vorentoe gaan sien en die bedreigings gaan saam met dit net eskaleer. So ons sal moet 'n bietjie anders dink om ons eie veiligheid beter te bestuur. So praat met jou werkers, verduidelik vir hulle, dit is die rede waarom ons julle nie gaan oplaai nie, en verstaan dit. Op jou werf, vreemdelinge wat jou werf van 'n snaakse rigting af benader. Die oomblik as hy van 'n vreemde kant af op jou werf kom, wees versigtig. Alle aanvalle in hierdie gevalle, die aanvallers is verskriklik gemanierd. Hulle is vriendelik, skouers geboë, vryf die hande, praat baie mooi, en sê vir jou, jy is vreeslik jammer dat hy jou nou pla, maar hy het nie heeltemal verdwaal. Nou, 'n ou simpel storie. En hy wag vir jou om te ontspan. Die oomblik wanneer jy ontspan, is dit sulke tyd. So wanneer vrouens alleen by die huis is en vreemde mense betree jou werf, kan jy al van die huis af vir hom sê, of sorg dat jy vinnig in die huis kom voordat hy enige iets kan doen. En sê vir hom, jy weet waarvoor hy hier is, hy beter sy goed vat en gaan. So ons wys vir hulle, ons vertrou hulle nie, en die oomblik as hulle sien, hulle het nie ons vertroue nie, is hulle nie gemaklik om verder voort te gaan. Een van die voorbeelde wat ek nou kan aan dink, was 'n ou tannie buitekant Kimberley, op die Dagwispad. Die middag hier by 3 uur se kant, kom 'n knaap na die huis toe, klop aan die deur en sê, asseblief mevrou, ek staan die hele dag en soek 'n lift Douglas toe, dit is so warm, die son brand my dood, het jy nie vir my bietjie water nie. Sy sê vir hom, ek gaan vir jou haal. Sy gaan haal 'n beker water, sy gee dit vir hom deur die veiligheidshek. En toe sy die arm deursteek, gryp haar hand, pluk haar, slat haar van die ander kant af deur die hek, gryp die sleutel, sluit oop en toe begin die aanval op die huis. Hulle is regtig baie gemanierd. Vreemde mense wat saam met jou werkers inkom in die oggend en dan kom werk soek. Daar is ook 'n hoë risiko tydperk. Hou hom op 'n afstand, wys hom dat jy hom nie vertrou nie, jaag hom weg. Hy kan later deur die dag 'n afspraak met jou maak vir 'n sekere tyd en dan terugkom. En dan het jy sorg jy dat jy in 'n posisie is wat jy bestuur, nie hy nie. Iets wat so rukkie voor die tyd gebeur, ouens wat in inligting is, 'n man kom na jou toe, hy sê hy het baie goeie inligting van veediefstal of dwelmsmokkery of mensehandel, maak nie saak wat nie, baie sensitiewe inligting en hy wil jou graag
'n sekere tyd alleen op 'n plek kry waar ander mense hom nie kan herken nie. As jy hom gaan ontmoet, gaan jy wegraak. Niemand gaan jou weer kry nie. 2 inligtingsoffisiere van Ermelo, as ek reg onthou, het besluit, ou Lukas praat hier 'n bietjie nonsens, ons weet hoe om die ding te doen. En hulle is tot vandag toe van 2000 af missing. As jy daar ou moet gaan ontmoet, is reg. Jy sê waar, jy dikteer die plek en jy sorg dat jy 2 ure voor jou afspraak reeds in plek is en kry mense uit op uitkykpunte om daai plek dop te hou. Hy gaan heel waarskynlik nie kom nie want jy die plek aanbeveel. Maar dit is beter om dat hy nie kom nie as wat jy nie terug gaan huis toe nie. Voertuie, store en veldbrande. Die oomblik wanneer jy stoor, jou motorhuis aan die brand slaan, jou motor aan die brand slaan, veld aan die brand slaan, storm jy uit om die brand te gaan bestry. Jy los die deure by die huis oop. En wanneer jy terugkom, vind jy baie keer die vrou geslag, doodgemaak, vermoor, wreed. Wanneer jy uitgaan, in so 'n geval, as jy wapen het, gebruik jou vrou, dat sy vir jou kruisdekking gee, en sy sluit die deur agter jou, sodat hulle jou nie oor die kop donder, en jou sleutel vat in die huis oopsluit en inkom in die huis en maak wat hulle wil. Die beste raad wanneer jy goed spontaan aan die brand slaan, is, kry jou bure eers betrokke, ten die tyd wanneer jy die vuur sien, is die skade klaar gedoen. So kry dan jou bure betrokke, dat hulle uitkom, en dan kan jy uitgaan. Skep insidente buitekant die huis. Daar's 'n paar maniere wat gedoen kan word. Kom ons begin by wat hulle noem 'n nuisance alarm. Ons ou verkenningskommando soldate, wanneer hulle destyds Zimbabwe toe is, en hulle moet terugkom, kom hulle daar by Beitbrug deur daai veiligheidsheininge, elektrische heininge. Daai draad het soveel volts op, dat as jou arm in hom raak, dan brand hy die vel weg tot op die been. So hoe kon ons verkenningskommando ouens terugkom in Suid-Afrika? Hulle tarantale en visante gevang, en gooi hulle dit in die draad. Dan maak dit 'n alarm by die beheerkamer, en stuur die beheerkamer voertuig uit. Terwyl die voertuig ry, gooi hulle weer 'n tarantaal teen die draad. En die voertuig sien nie 'n fout nie. Dan gaan hy terug beheerkamer toe, net, en dan gooi hulle weer 'n ding teen die draad. Dan kom die voertuig weer verby, en hy soek die fout, hy kry nie 'n fout nie. Daar's niemand wat deurgekom het nie, daar's niemand wat aan die draad hang nie, en hulle sien nie die fout nie. Dan begin hulle dink, die fout is op die lyndraad. So wanneer hierdie ouens weer die tarantaal teen die elektrische heining gooi, en die voertuig kom nie uit nie, weet hulle die draad is afgeskakel. Jy kan ook eintlik sien, daar's nie rook in die tarantaal nie. So, wanneer die ouens besluit, die draad, daar's 'n fout op die draad, ons moet môre gaan kyk wat die fout is, dan sit hulle die draad af. En wanneer hulle die draad afgesit het, kan hierdie ouens deur die draad klim en terugkom in Suid-Afrika. Nou, die misdadigers doen presies dieselfde. Skep insidente aan jou heining en lok jou uit buitekant toe. Sekere gevalle word mense geskiet by die heining. Ander kere hou hulle aan totdat jy self die heining afsit vir hulle om deur te loop. Nie dat hulle regtig nodig het nie. Hulle het maniere om deur 'n elektrische heining te kom, glo my. Maar hulle doen dit ook so. By Renosterspruit, man en vrou klaar geëet, sy's besig om skottelgoed te was, en toe sy die prop uittrek by die wasbak, loop die water en dan stop dit. Dan stamp sy hier, en dan loop die water 'n bietjie, dan stop dit. Sy sê vir hom, sy dink as deur 'n padda in die pyp geklim. Hy gaan by die voordeur uit, hy loop om die huis. Toe hy daar kom te sit, daar 'n knaap, is 'n rubberpyp wat hy so toedruk, en dan sy vervat, dan loop die water 'n bietjie uit die wasbak uit, dan druk hy weer toe. Hy sê vir hom, wat maak jy? En toe hy vra, wat maak jy? Toe druk hy koue loop vir die pistool teen sy nek. Vat hom in die huis en toe begin die roof. Wees baie versigtig om uit te gaan wanneer goed nie reg is buitekant nie. Kameras is nie altyd 'n goeie idee nie. Wanneer jy nie weet hoe om dit reg te bestuur nie. Daar's baie blinde kolle wat jou kamera nie dek nie. So maak seker dat jy jou kamerasisteem so opstel dat jou blinde kolle gedek is. En in die boek het ek planne geteken vir beams en kameras, want 'n beam wat nie beskerm word nie,
kan gemanipuleer word. 'n Kamera wat nie deur 'n ander kamera beskerm word nie, kan gemanipuleer word. En daai goed moet altyd mekaar beskerm. Nou jou sekuriteitsmaatskappye stel nie belang om vir jou goeie raad te gee nie. Hulle wil net graag hê jy moet 'n kamera koop. En jy wil so graag so goedkoop as moontlik verbykom. Die punt is, as jy dit nie reg doen nie, help dit jou nie. Want die misdadigers kry baie goeie opleiding. Ek weet nie van julle wat kameras het, sal in die nag agterkom my trigger. Hy het iets gesien, maar as jy op die beeld kyk is daar niks. Want hulle kry opleiding van hoe ver daai kamera se vermoë in die nag is. Die sensor stel hom verder op as wat die kamera se vermoë is. Die kamera lyk asof hy tot in die dorp kan kyk, maar hy kan nie. As hulle buitekant sy vermoë loop, kan hulle beeste verbyjag, 'n trop. Jy gaan dit nie sien nie, want dit is buite die kamera se vermoë. Dit is baie belangrik dat jou toerusting mekaar oppas, sodat die een nie deur die ander een gemanipuleer kan word nie. Mense wat ongeleë tye voor jou hek staan en beklei, en jy storm uit om hulle te gaan stil maak, Sondagmiddag wanneer jy wil rus, dan sluip die aanvallers agter jou rug by die huis in. Wanneer jy terugkom in die huis, is jy skaakmat, want dan is die pistool teen jou vrou en kinders se kop. So wanneer die mense in die straat beklei, en jy wil met hulle gaan praat, gaan by die agterdeur uit en laat jou vrou die deur agter jou sluit, ten minste as jy pak slaag kry, is hy veilig. Die belangrike ding om te onthou, is dat ons altyd in beheer van die situasie moet wees. Daai man se klere is nie swart nie, sy klere is skadu. In die nag smelt hy in met die skadu's. Ek het by Swart Riggens gesien waar hulle ou gejaag het, dat hulle deur 'n veld jaag, het hy binne in 'n droë doringboom klim en die boere hom nie sien nie. Want hy smelt saam met hierdie skadu's in die boom. Ek het al gesien waar hulle in kort gras gaan plat lê. Dat as die mense nie op hom getrap het, sou hulle hom nooit gevang het nie. Dit is belangrik dat jy in beheer bly van jou situasie, wanneer goed abnormaal na ure buitekant die huis gebeur, soos jou water wat leeg raak omdat 'n watertank leeg is heel waarskynlik 'n werker of 'n aanvaller wat die krane buite oopgedraai het sodat jou tank leeg raak. Dan is dit nie tyd om uit te gaan nie, want hulle wil hê jy moet buitekant wees. Jy moet altyd anders optree as wat hulle van jou verwag om op te tree. So tydens verkenningsfase tree jy op 'n sekere manier op, maar hierdie goed word vir jou baie duidelik in hierdie boek verduidelik. Hoe om jou situasie so te bestuur dat hulle 'n wanbegrip of 'n verkeerde afleiding maak van wat jy die dag gaan doen wanneer hulle die aanval gaan loods. Dit word stap vir stap in hierdie boek oor windplaasaanvalle, huisrowe en ontvoerings vir jou verduidelik. En gaan kyk op die YouTube kanaal. Daar's verskillende opsies of playlists wat hulle noem. Jy sal hoofopskrifte sien, maar onder dit se playlist, dan sien jy daai hele onderwerp. Soos hierdie onderwerp gaan nou sê vooraftekens. Dan kyk jy na al die vooraftekens vir verskillende goed. Daar's 'n ander een van Ubuntu. Wat jy Ubuntu is moerbelangrik om te verstaan in Afrika. Dis nie in die ou Suid-Afrika het ons 'n westerse kultuur afforceer op Afrika en hulle moes maak soos wat ons maak. In die nuwe Suid-Afrika is dit die herlewing van Ubuntu en hulle wêreld en lewensbeskouing is nou die dominante een. En baie van ons mense word verkrag en vermoor omdat hulle nie verstaan dat Ubuntu ons optrede soms presies dit uitlok vanaf Ubuntu nie. Dis goed om te verstaan hoe jou opponent of teenoorgestelde groeperings lewe en hoe hulle dink, want dan kan jy dit bestuur. As jy nie die kennis het nie, verstaan jy nie en jy weet nie hoekom word jy aangeval, verkrag en vermoor nie. Ek dink is belangrik. Laaste punt. Ons is nou, dis nou die 21ste Mei 2026, so die xenofobiese aanvalle is besig om toe te neem in Suid-Afrika. Die momentum is besig om toe te neem en die teiken is uitlanders en mense wat uitlanders in diens het. Nou, 'n vuur maak sy eie wind en so gebeur dit wat met optogte en massa optredes is daar elemente wat radikaal raak. Hulle kyk nou vir mense, uitlanders wat papiere, dokumente het, die word oorgesien. Maar dis nie te sê nie, dit hang af van die emosionele toestand waarin daai groepering op daai stadium is,
wat jou mense nader. So ek het nie geraad vir die mense wat vir uitlanders werk gee nie. Ek verstaan baie goed hoekom jy vir die uitlanders werk gee. Want die Suid-Afrikaners is entitled, hulle wil nie werk nie, hulle wil bestuurders word in die besigheid, maar hulle kan nie eens 'n kruiwa bestuur nie, of 'n graaf nie. So dit is hoe sê hulle in Engels, 'n catch-22 situasie. Jy moet jou werk laat gebeur, en die uitlanders wil werk, en nou sit ons met hierdie bedreiging teen die uitlanders, wat jou fisies ook bedreig, omdat jy uitlanders in diens neem. Ek is nog nie presies seker hoe ons daai ding gaan bestuur nie, maar dit sal bestuur moet word en baie vinnig. Maar ons gaan later weer daaroor gesels. Ek dink die volgende reeks videoetjies wat ek met tyd sal maak, sal ons 'n bietjie oor insidente gesels wat plaasgevind het waar mense uit die situasies uitgekom het. Baie van die goed wat ek gaan bespreek is ook binne in die boek. En wanneer jy die boek het, gaan jy agterkom wanneer jy na aanvalle luister, gevalle studies, wat met die aanvalle gebeur het, dan gaan jy agterkom, maar dis presies soos wat die boek het verduidelik. Maar die boek is geskryf nadat ek in 2000 die seminare begin aanbied het, en ek het die seminare begin aanbied in die weermag nadat ons omtrent 1700 plaasaanvalle ondersoek het. En op grond van die 1700 plaasaanvalle kon ons die modus operandi van die aanvallers vasstel en bepaal hoe hulle opleiding werk. En daarna het ek die opleidingsskole geïnfiltreer, wat vir ons gehelp het om presies te verstaan hoe hulle opgelei is, hoe hulle dink, hoe hulle 'n teiken benader en hoe hulle die doelwit bereik. So dis alles, daai kennis is beskikbaar in die boek, wat as jy dit deurwerk, gaan dit vir jou net groot voordele hou. Baie dankie dat julle hierdie goed gekyk het en versprei asseblief hierdie video's, dat ander mense ook 'n inligting kan kry. Baie dankie.